Willem, afkondigings lê nog binne asseblief. Goeiemôre broers en susters, ons sê hartlik welkom aan elkeen van julle hier in die huis van die Here vanoggend. Besonder welkom aan Stefan en sy familie met die doop van hulle kleinding. Ons bid dat die Here ook met julle sal wees en julle ook sal versterk en sal lei. Dankie. Vra verskoning, ek het net die afkondigingsleier daar binne gelos. Ook aan ons mense wat die week vir behandeling of operasies was. Ons is bly om te sien, Hendrik is hier met die nekstut aan die nek. Hendrik baie sterkte ook. Ons hoop jy herstel gou. Dan broers en susters, net die volgende afkondigings. Die kerkraad roep die gemeente op om asseblief die voorbereiding te doen vir die beroeping van die predikant. Die verkiesing is in Januarie maand, die sluitingsdatum vir die nominasies is die 20ste Januarie. As jy wil weet wie beroepbaar is, kan jy net by Willem 'n draai maak by die kantoor, om net daar ook die lys te kry. Daar is ook lyste daarvoor op die tafeltjie en by hierdie deur by die tafeltjie. Jy is welkom om 'n lys te vat en te gaan kyk watter predikante beroepbaar is. Let wel broers en susters, alle dienende predikante, as ook emeriti van die kerkverband wat in die boekie verskyn, mag beroep word. Die aanduidings wat daarin is op die oomblik is maar net aanduidings van die moontlikhede van mense wat langer as sekere tyd in 'n gemeente was of sulke dinge wat dit ook moontlik maak dat hulle dalk nie sal skuif nie, maar op die ou einde is al die predikante wat dienend is in die kerkverband ook beroepbaar. En dan broers en susters, die 18de Januarie is die verkiesing van die vrouediensbestuur. Ons vra ook asseblief dat die susters sal nomineer om te kom help met die vrouediensbestuur, sodat die vrouediens se funksie ook volgende jaar weer glad kan verloop. Nou broers en susters, die boodskappers vir Desember is by die deure beskikbaar. Jy is almal welkom om een te neem en dit te gaan lees. Soos ek gereeld sê ook, ons weet dat dit ons eie predikante en enersdenkende predikante is wie se artikels geplaas word, en daarom het ons vrymoedigheid om dit by aan te beveel om dit ook te gaan lees vir die eie toerusting. En dan vra ons asseblief nog hulp met die opnames. Ons het een jongman gekry wat kan help met die opnames, en hy kan nie vandag hier wees nie. Toe moes ons weer ander reëlings tref. So ons vra asseblief as daar nog iemand in die gemeente is wat sal kan help met die opnames van die preke, dat hy net met Willem praat asseblief. Nou broers en susters, die erediens eerskomende donderdag, Kersdag, die 25ste, sal deur myself gelei word om 8:00 die oggend. En die erediens die 28ste volgende Sondag ook gewone tyd, en daarna sal die reëlings weer deur die kerkraad vir Januarie maand vir u deurgegee word. Dan broers en susters, ons voorbidding, vra ons asseblief voorbidding vir Suster Lorraine de Tooi en broer Henkie Swanepoel se skoonsister Petro wat nog met die kanker worstel. Ons bid vir haar en haar familie ook die krag en die genade van die Here toe, en dat hy hulle sal bewaar in hierdie tyd van beproewing. Dan het Hendrik Swanepoel die afgelope week 'n nekoperasie ondergaan. Ons is bly hy is soveel beter dat hy al in die kerk kan sit, en ons bid hom ook die seën van die Here toe, Hendrik baie sterkte. En dan so ook Elsa Marie Jonker. Eerstens moet ons vir die Jonkers geluk sê met hulle huweliksbevestiging einde November. Dis die eerste diens wat hulle nou terug is in die kerk, wat ek by is. So baie geluk in die eerste plek, maar Elsa Marie moes ook hierdie week gaan vir 'n pynblok in haar rug, en ons hoop dat dit sommer baie sal help en dat jy gou beter sal wees.
Nou broers en susters, ons voorbeding, ons verjaarsdag, dank ons die Here ook vir hulle wat hierdie week verjaar, dat hulle die jaar gespaar het en ons bid hulle ook die seën van die Here toe op die pad vorentoe. Die 23ste verjaar Hendrik Swanepoel, die 25ste Clara Pinaar en Lea May Pinaar en die 27ste Steve Matthews. En dan verwelkom ons vandag vir Baba Albertus Bam, wat ons vanoggend ten doop bring in die gemeente. Geliefdes, kom ons kry weer ons gedagtes net by die erediens. Ons sing saam as ons voorbereidingslied, gesang 152. Daarvan kom ons sing die eerste vers. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Genade en vrede word vir u vermenigvuldig deur die kennis van God en Jesus, ons Here. Amen. Geliefdes, ons loof die Here en ons sing saam Psalm 105, daarvan die eerste en die tweede vers. Geliefdes, ons lees in Deuteronomium 6 vanaf die 4de vers. Hoor Israel, die Here onze God is die enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ook moet dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoorsband tussen jou oë wees, en jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skryf. Geliefdes, om dan te hoor wat hierdie wet is waarvan die Here praat, gaan ons terug na hoofstuk 5 toe, en ons luister daar na die herhaling van die 10 gebooie
soos wat die Here dit ook vir die volk gegee het, net voor hulle intog in die beloofde land in. Deuteronomium 5 vanaf die 6de vers. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het. Dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie en jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, wanneer ons hierdie wet van die Here hoor, dan besef ons dat ons dit nie altyd as 'n voorhoofsband op ons hoof het nie. Nie altyd op ons handpalms geskryf het om te doen wat daarin geskryf staan nie. Dat ons baie keer vergeet wat die Here van ons vra en daarom dit nalat. En daarom is dit nodig dat ons, voordat ons die Here kan aanroep en kom sit en luister wat hy vir ons kom sê, ons skuld voor hom gaan bely. En ons doen vandag ons skuldbelydenis deur saam te sing, Gesang 375, daarvan die eerste vers. Geliefdes aan almal wat met ware berou en opregte geloof hulle toevlug neem tot ons verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van God vergifnis van hulle sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade van ons Here verwerp, verkondig jy dieselfde woord dat die toorn en die straf van die Here op hom sal bly, vir solank as wat hy in daardie sondes bly volhard. Ons lees in Johannes 3 van vers 16 af. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie,
Maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore Seun van God nie. Geliefdes, op grond van hierdie genade wat ons ontvang, wanneer ons glo in Jesus Christus, kan ons ook daardie geloof bely. Ons doen dit deur elkeen saam in die hart ook die 12 artikels van die Christelike geloof op te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons sing ook tot eer van hierdie God wat ons sopas bely het, ons aanbiddingslied, Gesang 151, vers 1 en 2. Geliefdes, die Here spreek vandag met ons uit Lukas 1, vers 46 tot 56. Lukas 1, vers 46 tot 56. Lukas 1 vanaf vers 46. En Maria het gesê, my siel maak die Here groot en my gees is verheug in God my saligmaker, omdat hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het, want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem, want hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy naam. En sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat hom vrees. Hy het deur sy arm kragtige dade gedoen. Hoogmoediges in die gedagtes van hulle hart het hy verstrooi. Maghebbers het hy van trone afgeruk en nederiges verhoog. Hongeriges het hy met goeie dinge vervul en rykes met leë hande weggestuur. Hy het sy knegt Israel bygestaan, sodat hy aan sy barmhartigheid sou dink. Soos hy tot ons vaders gespreek het, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. En Maria het by haar omtrent 3 maande gebly, en sy het teruggegaan na haar huis toe. Dit is die woord van die Here. Salig is elkeen wat hierdie woord hoor en glo wat daarin geskrywe staan, en ook daarvolgens gaan lewe. Kom, laat ons saam bid. Almagtige, ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees.
Here, ons wil vanoggend saam met Maria U kom aanbid. U kom verheerlik, omdat U in U goedheid ons in ons nederige toestand raak gesien het en U seun gegee het. Aan ons U barmhartigheid geskenk het, sodat ons kan lewe. Ja, Here, in U genade vind ons die lewe. Wanneer ons vanoggend kom om hierdie kindjie ten doop te bring, dank ons U, Here, vir die teken en die waarborg wat U ook daardeur vir ons kom gee, dat U hierdie genade ook aan hulle bring, aan kindertjies, klein en swak, maar dat U ook U hand oor hulle hou, en hierdie teken ook vir hulle daar is om te weet dat hulle U kinders is en U bewaar word. So bid ons, Here, dat ons ook in U genade sal kan lewe, in U barmhartigheid en in U liefde. Wanneer ons voor U kom staan, o Here, om te hoor wat U deur die Gees aan die gemeente kom sê, om vra ons U, Here, dat U ook nou vir ons rustigheid sal gee, dat U vir ons harte sal open, sodat ons kan hoor en kan glo, en in U barmhartigheid kan lewe. Ons vra, Here, daarom, dat U ook nou in hierdie diens ons sal lei en bewaar. In Jesus naam alleen. Amen. Geliefde broers en susters, wat 'n voorreg het ons vandag om hier by mekaar te wees voor die troon van God, om hom te kan aanbid en hom te kan verheerlik. En dat hy na ons toe kom en met ons kom praat en vir ons die teken en die waarborg van die doop kom gee van sy goedertierenheid en sy seën oor hulle wat hom vrees. Lukas 1 vers 50 sê, sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat hom vrees. Ons kan hierdie gedeelte in die Bybel ons saamvat met die tema, Jesus se koms is tot seën vir almal wat hom vrees. Lukas begin hierdie verhaal van die evangelie van Jesus Christus op 'n baie besonderse manier. Sy vertelling sluit in die eerste 2 hoofstukke 3 liedere in, wat gesing word tot eer van God. Ons kan amper sê, dis soos voëlsang wat die nuwe dag kom aankondig. As 'n mens vroegoggend opstaan, lank voor die dag nog breek, wanneer die aandster eintlik nog in die hemel is en daar nog sterre is wat begin afgaan, dan hoor 'n mens al die eerste voeltjies te sing. Daardie eerste voeltjies, dis asof hulle die ander wakker maak. En mettertyd hoor jy die voëlsang wat die oggend, die dagbreek aankondig. En soos dat die voeltjies die oggend begin aankondig met die gesing wat die res van die voëls oproep om saam te sing, totdat die oggendklanke in 'n simfonie en in koorsang opklink. So begin Maria die lofsang van die nuwe verbondsbedeling, die verbondstyd. As jy verder gaan lees, dan sien jy hoe Sagaria by die geboorte van Johannes hierdie sang opneem en verder gaan daarmee. En wanneer die engele daar by die herders kom by die geboorte van Jesus Christus, wanneer die son begin opkom, die son van geregtigheid sigbaar word, dan is dit soos hierdie crescendo in die koorsang wat lei tot die opkoms van die son. So saam met dit gaan. Met Maria en Sagaria en die engele se sang lui God die nuwe bedeling in, soos voëlsang die nuwe dag. Die nuwe bedeling waarin God se lig na die wêreld kom,
soos die son op 'n nuwe dag. Kersfees herdenk ons die koms van die son van geregtigheid. Hierdie nuwe bedeling wat deur God ingelei word, is lank al reeds aangekondig in die Ou Testament. En daarom sing Maria uit haar geloof uit dit wat God die Here beloof het. As ons hierdie lied gaan vat en gaan kyk na hoe hy saamgestel is, dan is dit opvallend hoeveel aanhalings Maria uit die Ou Testament uit gaan haal. As jy 'n naslaan Bybel, daardie Bybel met die naslaan kolom in die middel of die een met die naslaan tekste onderaan gaan vat en gaan lees, dan sal jy die volgende sien gebeur. Sy verbondsbeloftes wat vervul word volgens vers 50, 54 en 55 is 'n weerklank van Psalm 103 vers 17, Psalm 98 vers 3, gesing Genesis 17 vers 19. Daarmee begin sy om te sê, God sluit hierdie verbond met 'n nederige mens wat hy gaan kies het. En hy omarm dit in vers 50 en vers 55 deur te verwys daarna. In vers 55 sê hy, die barmhartigheid is van geslag tot geslag. En dan in vers 55, soos hy tot ons vaders gespreek het, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. En binne hierdie verwysing kom gee hy dan die eer aan God, die eer aan die Here wat sy verbond nagekom het. Sy versorgende liefde vir die nederiges in vers 51 is 'n weerklank van Psalm 111 vers 9. Sy herskepping, sy heerskappy en sy oorwinning oor die oogmoediges in vers 51b, Psalm 33 vers 10. So kan ons aangaan en hy sluit af weer met die seën volgens Psalm 103 vers 17, Spreuke 1 vers 7. Maria sing dus van die heerlikheid van die Here. God ons saligmaker noem sy hom. En van die heerlikheid en die genade van die evangelie boodskap baie mooi saam. Sy begin met sy heiligheid in vers 49, sy genade in vers 50, sy mag in vers 51 en 52 en sy getrouheid in vers 53 tot 55. Die lied is feitelik geheel en al saamgestel uit Ou Testamentiese aanhalings. 'n aanduiding van Maria se kennis van die woord. Hierdie tienermeisie aan wie die engel verskyn het met 'n besonderse roeping. Haar kennis van die woord is so diep dat sy kan sing oor God se genade wanneer sy hoor dat sy die beloofde Messias in die lewe gaan bring. Dat die Here haar uitgekies het vir hierdie besonderse taak. Soos wat vers 55 terugwys na vers 50 en dit omarm, so bring sy die hele evangelie uit die Ou Testament uiteindelik vir ons ook in vandag se tyd. Haar lied is derentyd 'n getuienis dat sy glo aan dit wat vir haar beloof is. Nie net nou dat die engel met haar kom praat het nie, maar dat sy glo dit wat in die Ou Testament reeds beloof is vir haar volk en vir hulle wat in God glo. En daarom kan sy daaraan vashou dat hierdie vervulling wat die engel vir haar kon vertel van die waarheid is. Wanneer Elisabeth dan vir haar sê dat die kind in haar opgespring het van blydskap toe sy haar hoor, is dit die deurslaggewende bevestiging van dit wat Maria dan kom sing. Broers en susters, Stefan, ons leef in hierdie nuwe dag. Die son van geregtigheid het gekom. Die kruis kon dit nie uitdoof nie.
Toe ons in die weermag was, het ons altyd die sê ding gehad, ons wil nie graag tussen 4 en 6 wag staan. Want dis die ysskof. Die koudste, donkerste, net voor dagbreek. Die son is besig om te kom, die dag begin breek, en Jesus word in daardie koue uur, 12 uur die middag, pikdonker, aan die kruis. En dan kom hy en hy sê, dit is vervul. En die dag breek eintlik dan in sy volheid. Wanneer hy die sondagoggend uit die graf uit opstaan, en die son van geregtigheid, in sy majesteit en sy oorwinning, kom verskyn. Sy lewe op aarde, was maar die tyd tussen die môresterre, en die dagbreek voor son. Die sonop het gekom met die opstanding. En hy sit op sy troon. Soos die son in die hemelruim, son ons lig verlig. Soos wat die son elke dag in die hemelruim gaan sit. So sit hy in hierdie bedeling op sy troon. En net soos die son die lig bring vir die dag, so bring Jesus Christus, wat die son van geregtigheid is, vir hulle wat in hom glo, die lig waarin ons kan lewe. Die vraag is, broers en susters, die voelsang wat ingelei is deur Maria se lied, en die crescendo wat bereik is met die engele se lied by sy geboorte. En die oploop na die volle koorsang van die kerk van Christus oor die eeue heen. Hoor ons dit nog? Hoor ons die loflied van sy kerk? Hoor jy dit? Leef jy binne in hierdie loflied? Kom ons nog by mekaar soos voëls soms doen om lofliedere tot sy eer te sing? Here roep ons op om die erediens by te woon waar hierdie loflied elke week weer 'n crescendo moet bereik. Ken ons kinders die lofsange soos hierdie tienermeisie aan wie die engel die boodskap gebring het van die dag wat breek? Ken ons tieners dit so? Dat as die wonder van God se genade vir hulle verskyn, hulle in 'n loflied kan uitbreek, wat aanhaling op aanhaling op aanhaling uit God se woord is, en nie my eie idee van hoe om hom te prys en te loof nie. Ken ons die psalms goed genoeg om 'n lofsang tot eer van die Here te sing? Ken ons die woord van God so, dat ek dit kan aangryp en my eie maak, sodat ek 'n lofsang tot eer van God kan wees? Geliefdes, Maria het 'n besonderse lied gesing, omdat sy die woord van God goed geken het. So goed dat sy dit kon aanhaal in haar lied. Stefan, dis jou as pa se verantwoordelikheid om daardie jong man op jou vrou se skoot daardie loflied te leer sing. Jy is die hoof van die huis. Jy is die vader wat moet toesien
dat jou kinders, wanneer hulle tieners is, maak nie saak wat die omstandighede is waarin hulle leef nie, sal kan opstaan en 'n loflied kan sing by 'n geloofsbelydenis om te sê, die Here is barmhartig en genadig. Ek wil hom prys. My gees is verheug in God, my saligmaker, omdat hy die nederige toestand van sy diensknegt gesien het, want kyk, van nou af sal die geslagte my salig maak. Dis nie net Maria wat dit hoef te sing nie. Dis die kerk wat dit sing. Sy as die voorloper van die kerk, Christus se bruid. Ja, op daardie stadium die moeder wat hom dra. Maar sy as gelowige deel van die bruid van Christus. Sing ons as bruid van Christus saam hierdie lied. Dat hy barmhartig is, dat ons gees in hom verheug is, omdat hy ons saligmaker is. Omdat hy die nederige toestand van sy diensknegte raak sien. En ons daarom salig genoem kan word. Ons kinders is kinders van dieselfde verbond waarvan sy sing. Kom ons gaan leer hulle dit so goed moontlik ken. Sodat hulle lofliedere kan sing om sy koms en die gebroke wêreld waarin ons leef te kan gaan aankondig. Sodat hy geëer word totdat ons saam ook hom ontmoet en saam met die groot menigte van Openbaring 7 vers 9 lofliedere tot sy eer sal sing in 'n nuwe bedeling waar daar geen pyn of seer meer sal wees nie. Waar hy vir ewig in volmaaktheid oor ons sal regeer. Sodat hy regeer. Dus daarom kan ons sing. My siel maak die Here groot en my gees is verheug in God, my saligmaker. Liefdes, mag dit vir ewig die lied op ons lippe wees. Amen. Christus, ons roep dan nou vir Stefan en Joanne Bam op om voor die kansel te verskyn met die oog daarop om hulle kindjie ten doop te bring. Geliefdes in die Here, vir die bediening van die doop moet ons die volgende weet en van harte daarop vertrou. Ons bedien die doop omdat God 'n genadeverbond met die gelowige mens gesluit het. Hy het vir Abraham gesê, ek sal vir my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. In die Ou Testament was die besnydenis en die Pasga tekens dat die verbond geldig is. In die Nuwe Testament het Christus Jesus die verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop in die plek van die besnydenis en die nagmaal in die plek van die Pasga ingestel. Ons Here Jesus het in Matteus 28 vers 19 sy disippels beveel om te doop. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Elke verbond het twee kante. Aan die een kant het God hom verbind om ons God te wees en ons te seën. Aan die ander kant moet ons hom in die krag van die Gees uit dankbaarheid en in gehoorsaamheid van harte lief hê, vertrou en dien.
Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, is ryk aan betekenis. Deur die doop in die naam van God die Vader bevestig hy aan ons dat hy as Vader ons in sy genadeverbond insluit en tot sy kinders aanneem. Verder leer die Bybel dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore word. Ons kan ook die koninkryk van God alleen beerwe indien ons weergebore word. Deur die doop in die naam van God die Seun word ons aan Jesus Christus as die Seun van God verbind. Sy bloed was al ons sondes af. Die doop is 'n teken en seël van die belofte van hierdie afwassing. Die doop verkondig dat ons ou sondige mens saam met Christus aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is. Maar dat ons deur sy opstanding weer lewend gemaak is, sodat ons vir die sonde dood is en vir God in Christus lewe. Die doop is 'n teken van ons inlywing as lidmate in die kerk van Christus, waar ons as lewende lidmate moet leef. Deur die doop in die naam van God die Heilige Gees, gee God aan ons 'n dubbele versekering. Hy woon deur sy Gees in ons en regeer en vernuwe ons lewens daagliks. Die kinders van gelowige ouers moet daarom gedoop word. Die Here sluit die kind van die gelowige ouer van die begin af in die genadeverbond in. In die Nuwe Testament is hele gesinne gedoop toe die ouers tot geloof gekom het. Kinders verstaan wel nog nie die doop nie, maar die betekenis daarvan geld ook vir hulle. Trouwens, dit beklemtoon juis dat God die verlossing uit genade aan hulle beloof. Die doop plaas die ouers onder 'n besondere verpligting teenoor die verbondskind, om hulle kinders te onderrig aangaande die betekenis en die eise van die genadeverbond, om vir hulle 'n voorbeeld te stel in die uitlewing daarvan, en om hulle op te roep om die beloftes van God hulle eie te maak. Geliefdes, daar is geleentheid om die kindjie na vore te bring, terwyl ons gesang 116 vers 1 tot 3 sing. Dan nou hierdie heilige ordening tot eer van God, tot troos en stigting van die gemeente en tot versterking van die gesin te laat plaasvind, kom ons sluit ons oë in gebed. Ons almagtige, ewige, barmhartige en troue verbondsgod, ons bid dat U hierdie kindjie wat in doop gebring word in genade sal aansien. Ons dankie vir die belofte dat U ons en ons kinders deur die bloed van Jesus Christus, U Seun, van al ons sondes reinig. Gee genadiglik dat hy wat vandag deur die doop as lidmaat van die gemeente ingelei word, sal antwoord op die roepstem en sal begeer om as kind van God aangeneem te word. Gee dat hy U daagliks sal volg met 'n waaragtige geloof, vaste hoop en vurige liefde en U voortdurend uit dankbaarheid en met vreugde sal dien, sodat hy eendag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus sal verskyn. Ons bid ook dat U die ouers genade en krag sal gee om hierdie verbondskind op te voed in die vrese van die Here en 'n voorbeeld vir hom te wees. Vader, Seun en Heilige Gees, aan U die enige en waaragtige God wil ons saam met hierdie doopouers en kindjie
ons lof, aanbidding, eer en heerlikheid tot in alle ewigheid aan U toebring. Amen. Geliefdes, die doop is 'n goddelike instelling. Die Here waarborg daardeur sy verbond van genade vir ons en ons kinders. Om aan te dui dat U die doop vir die doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie, moet U nou eerlik en opreg op die volgende vraag antwoord. Bely U dat die leer van die Bybel in die Ou en die Nuwe Testament, soos saamgevat in ons kerk se belydenende skrifte, die ware en volkome leer van die saligheid is? Tweedens, bely U dat, hoewel ons en ons kinders as sondaars gebore word, en daarom onder die oordeel van God staan, ons saam met ons kinders nogtans in Christus deel het aan die verbond. Verklaar U dat ons kinders daarom as verbondskinders van sy kerk gedoop word. Derdens, beloof U as ouers om U kind in die leer na die beste van U vermoë self te onderrig en te laat onderrig. Stefan en Joanne, wat is hoorbaar aan God drie-enig, julle antwoord? Albertus Cornelius Jurgens Bang, doop U in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Geliefdes, aangesien ons nou ook doop waarneem, die getuies kan wees daarvan, kom ons sing die doopprys en die klein ding, die seënbede van Psalm 34 vers 4. Almagtige ewige God en Vader, ons dank U vir die genadeverbond waarin U ons en ons kinders laat deel. Ons dank U dat U ons deur die bloed van Jesus Christus van al ons sondes gereinig het. Ons dank U dat U ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die gemeente ingelei en ons tot verbondskinders aangeneem het. Ons dank U ook dat deur die doop hierdie waarhede aan ons en ons kinders waarborg en bekragtig. Vader, regeer hierdie kindjie tog so deur U woord en die Gees dat hy U voortdurend uit dankbaarheid en met vreugde sal dien. Met volharding teen die ou mens, die sondige wêreld, die duiwel en al sy magte sal stry en oorwin, totdat hy eenmaal met vrymoedigheid voor die troon sal staan. Here God, ons bring aan U die lof en die dank, aanbidding en eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. In die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Dit is ek in die plek inneem. Ons gaan net die danklied sing, die offergawe sal deur die Here ingeneem word. Voordat ons vandag vra ek dat die ouers net weer na vore kom. Sal dit seën ons vra. Geliefdes, ons dank die Here ook met 'n danklied. Ons sing Gesang 155, vers 1, 4 en 5. Ons vra ook dat U bly staan vir die uitspreek van die seën en dan weer die plekke inneem
vir die gelukwense na die diens. Geliefdes, die Here stuur die huis toe met die woorde van Efesiërs 6 vers 24. Die genade sy met almal wat ons Here Jesus Christus in onverganklikheid liefhet. Amen. Geliefdes, ons vra asseblief dat Stefan en Joanne, as ook hulle ouers, en as daar grootouers is, vorentoe kom vir die gelukwense. Ek wil dit van die besoekers wat by ons gesê het, altyd by hierdie geleentheid is ons die voorreg om die familie te kan verwelkom, maar ook 'n groot voorreg om iets van God se verbondstrou in die familie uit te doen. Hoe ma kind op die idee van die Here, hoe pa sy kinders op die idee van die Here, en dit kan geslag op geslag die trou van die Here is, wat so oorgedra word, soos wat Maria het gesing, dat die Here van geslag op geslag vertrou bly in sy verbondsbeloftes. Vir jy as familie bid ons dit ook, dat in die pad vorentoe, hy ook julle sal lei om getrou te bly in die verbond, so julle kinders ook in die verbond kan groei, en julle as familie ook in sy verbond kan staan. Baie geluk met die staan. Baie dankie broers en susters, jy is hartlik welkom saam met die koffie of tee te kom drink, en die dag, die donderdag.
gaan nie, ons gaan sit by ons mense nie. Is dit jou allerbeste? Jou pikkewynpakkie. Die enigste.